Goeiemôre, baie welkom by kerk. Ek wil hê ons moet vanoggend op 'n ander plek begin. Kom ons raak stil en luister hierna. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Hemelse Vader, as ons vanoggend saam is voor U woord, dan is dit omdat ons weet U die God is wat vir ons sorg. Goeie God wat in ons lewens kom investeer. Die Here wat sy lewe vir ons kom gee. Die Here wat ons ken, vir ons sorg, vir ons goed is. Ons kom vanoggend na U toe, Here, omdat niks vir ons belangriker is as hierdie verhouding wat ons met U mag hê nie. Here, ek wil vanoggend kom vra dat alles wat daar in ons lewens is, wat U uit die middelpunt uit wegskuif, Here, ontmasker dit. Wys dit vir ons uit, dat ons eerlik wees daaroor. Want U is ons Here, ons God. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Dit is vir ons koneksie met die Here wat in die kern staan van ons godsdiens, van alles wat ons sê ons glo. Jy kan nie 'n verhouding met die Here hê sonder dat hierdie verbintenis wat jy met hom het gesond is nie. En dis hoekom ons alles in ons vermoë moet doen om in hierdie verhouding te belê, om hierdie verhouding gesond te bou, om dit in die kern van ons lewe neer te sit. Ja, dis baie persoonlik, natuurlik. Maar dit is waaroor geloof gaan. En dit is wat gemeente wees dryf. En dit is waarsonder ons maar die kerkdeure kan toemaak. Die verhaal in Johannes van Jesus wat sê ek is die goeie herder, help vir ons om iets daarvan te verstaan. Kom ons lees dit. Johannes 10 vers 1 tot 15. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net om steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hierling is geen herder nie. En dis nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg en die wolf vang die skape en jaag die trop met mekaar. Hy is net 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af ter wille van die skape. Ons lees tot sover. My pa was 'n beesboer en hy het altyd gesê die beste bemesting wat jy ooit op 'n plaas kan hê, is 'n boer se voetspore in sy landerye. En hy het elke oggend vroeg opgestaan. En dan het hy deur die kampe gery
waar die beeste was, om te kyk of die drade reg is, of die water reg is, of die veiding reg is, of die beeste gesond is. Elke oggend. En die beste ding in ons lewens is Jesus se voetspore. Is Jesus wat elke oggend deur ons lewens loop en sy voetspore daar los. Elke oggend. Jesus sê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie boer wat voetspore in jou lewe los. En om skape op te pas was een van die mees algemeenste dinge van daardie tyd. Mense het presies geweet wat dit behels om 'n skaapwagter te wees. Toe as jy die Bybel kry ons 'n klomp verwysings na die hele gedagte van skaap wees, van skaapwagter wees. Ons omtrent 200 verskillende verwysings wat ons kry. Want almal het presies geweet wat is 'n skaapwagter en wat doen 'n skaapwagter en wat beteken dit om skape op te pas. In die Bybelse tyd was 'n skaapwagter se werk baie meer as net skape oppas en toesig hou. Hy kon nie vroeg in die oggend in sy bakkie klim en deur die veld ry en kyk of alles reg is nie. 'n Skaapwagter moes elke oggend opstaan en elke oggend sy skape uitvat uit die kraal uit, in die veld en kos gaan soek en water gaan soek en die heel dag daar wees en hulle oppas. As julle nou mooi kan terugdink aan Dawid se storie, hoe hy groot geword het hy skape opgepas en moes hy beere doodmaak en wolwe doodmaak. Want dit was die realiteit van wat skaapwagter wees beteken. Skaapwagter moes die skape oppas, gesond hou, optel, versorg. 'n Skaapwagter moes keer dat die skape afdwaal en wegraak. Die storie van die verlore skaap is reël. Dit gebeur as jy met skape werk. 'n Skaapwagter moes dwars deur die nag die skape oppas. Waar julle gedagte van hy staan in die hek, hy is die hek. Hy keer dat niks en niemand by hierdie hek inkom om die skape enigstens te benadeel. Hy keer dat enige skaap nie uithardloop by die hek en opgevreet word deur die wolwe daar buite. Maar meestal het skape hulle werk buite in die veld gedoen, moes hulle skape oppas buite in die veld. Dis waar die engele die skaapwagters kry as hulle vir hulle kom vertel van Jesus wat gebore is buite in die veld by hulle skape. Die punt wat die gedeelte vir ons wil probeer maak is dat 'n goeie skaapwagter was 'n 24/7 commitment. Waarin die behoud en die versorging en die oorlewing van sy diere se lewe oorneem. Om 'n goeie skaapwagter te wees vra 'n geduldige toewyding, patient dedication. Dis al wat jy doen. Dawid kon nie eens gaan saam eet toe die profeet gekom het, want wie gaan na die skape kyk? En nou kom Jesus en hy sê, hy sê nie ek is die herder nie, of ek is 'n skaapwagter nie, hy sê ek is 'n goeie herder. Sy commitment teenoor sy skape was die heel belangrikste in sy vir hom. Hy ken hulle, hy sorg vir hulle, hy pas hulle op. Hy sal so goed na sy skape kyk dat hy vir sy lewe vir sy skape sal gee, sê Jesus self. Hy klim in elkeen se lewens in en los sy voetspore in ons lewens. Dis wat hy doen. Ons het 'n Here wat die heeltyd na ons kyk, wat die heeltyd vir ons sorg. Hy staan vroeg op, weet waar ons is, weet wat ons vandag gaan doen, weet waartoe ons gaan vandag, weet wat ons gaan eet, weet wat die gevaar is in ons lewe waarteen hy ons moet beskerm. Hy weet wat jy vandag nodig het om te lewe. Hy is die goeie herder. En alles wat hierdie goeie skaapwagter doen, kom uit 'n goeie plek uit.